Dokter, ek weet ons het oor hierdie gepraat in die week. Wat is die Vryheidsfront plus se siening oor die nuwe implementasie regulasies wat nou uitgekom het en gepubliseer is? Dink dokter daar is hoop met hierdie implementeringsregulasies of is dit ook soos wat dokter sê, maar net heuning om die mond smeer om ons stil te kry? Die Vryheidsfront staan op die beginsel van selfbeskikking en selfbeskikking is baie dinge. Selfbeskikking gaan daaroor dat 'n groepering, 'n groep mense, 'n kultuurgroep sy eie sake begin reël. En dan praat 'n mens van kulturele selfbeskikking en territoriale selfbeskikking. Territoriale selfbeskikking sê jy kry die beheer oor 'n gebied. Kulturele selfbeskikking gaan nie noodwendig oor 'n gebied nie, maar dit gaan oor kultuurkenmerke. Nou, 'n mens het al twee nodig. Dit help nie jy het jou eie gebied nie. 'n Interessante voorbeeld is Mongolië. Die Mongole het hulle eie gebied noord van China, maar hulle word kultureel so deur China oorheers dat dit eintlik nie help nie. Aan die ander kant kan jy nou weer as 'n verspreide kultuurgroep wees, oral 'n minderheid soos wat ons is, maar as jy jou kultuursake mooi in orde hou, dan kan jy nogal ver kom daarmee. Nou ons moet nou besef staatsonderwys is nie ons toekoms nie. Openbare skole is nie ons toekoms nie. Maar ons gaan ook nie eensklaps uit die een boot in die ander boot inklim nie. Hierdie ding gaan geleidelik gebeur. Daar's party mense wat die moed van die oortuiging en die opoffering gemaak het reeds voor 94 om te sê ons begin onafhanklike skole. Ons gaan die ding begin opbou, ons gaan hom begin vorm gee, ons gaan verenigings stig vir hierdie onafhanklike onderwys. En almal wil dit dalk nie hê nie, maar ons ding is belangrik genoeg. Ons lê die grondslag. En dan is dit nou tipies, dink ek, die mense vir wie sport die belangrikste is, wat die moeilikste na so 'n onafhanklike skool toe kom. Want die onafhanklike skole kan baie moeilik kompeteer in terme van sport. As jy nou 'n springbok wil word of jou kind wil graag 'n springbok word, dan moet hy dalk maar jy weet, deur 'n gewone skool gaan. Die pad is 'n bietjie moeiliker om uit 'n CVO skool uit 'n springbok te word. Maar die staatskole is nie die toekoms nie. En selfs dis een van die goed wat vir ons as Afrikaners nogal moeilik is. Gestel nou maar, ek het my kinders in 'n staatskool, in 'n openbare skool. En ek wil nou meer lewend wees by 'n onafhanklike skool. Dan wat twee goed. Aan die een kant my mede-ouers in die staatskool sê nee, maar wag, wat gaan nou hier aan? Dis ons kompetisie daai. Wat maak jy nou? En die ouens by die onafhanklike skool sê wat soek jy nou hier? Jou kinders is in 'n ander skool. Nou ons moet 'n baie meer 'n pragmatiese manier kry om te sê hierdie is 'n gemeenskapsaksie en as 'n bepaalde ou om 'n bepaalde rede wat sy eie is sê man ek wil nie nou my kind in daai skool sit nie. Maar ek dink dit is 'n baie goeie idee en ek wil dit nog steeds ondersteun. Dan moet mense doen. Mense moet dit so kan aanvaar en mense moet kan sê ons is besig om 'n nuwe boot te bou terwyl die ou boot sink. Maar vir party doeleindes is die ou boot nog beter as die nuwe een. So ons moet met al twee werk en ons weet op 'n dag gaan hierdie boot sink. Dan moet ons almal op die ander ene kant klim. Maar solank hy nog vlot is, moet ons al twee kan aanwend.